Goeiemôre, dit is donderdagoggend, die 27ste Augustus 2026 en oude gewoonte groet ek julle hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Vanaand, donderdag aand, 7 uur, weer bosberaadtyd en natuurlik gaan ons oor alles en nog wat gesels. Ek kyk of ek iemand aan boord kan kry om saam te gesels. Ons sal oor 'n verskeidenheid van sake praat en net lekker gesels oor wat in die wêreld aangaan en miskien so 'n klein bietjie fokus op die jongste verwikkelinge daar in Oos-Europa waaroor ons in elk geval ook nou vinnig gaan gesels. Ja, daar in die Oekraïne, Rusland, oorlogsarena lyk dit op hierdie stadium soos 'n one-way traffic. Die enigste mense wat op die grond oorlogsukses behaal is aan die Russiese kant wat vorentoe beweeg. Maar elke kritikus sal vir jou sê, nee, maar kyk hoe brand Rusland nou. Ja, hulle val daai blueberry winkels aan wat dieselfde is as Takealot hier in Suid-Afrika wat pakkies via die internet te koop aanbied en aflewer. So die meeste sukses wat Oekraïne behaal is natuurlik met Europese en Amerikaanse drones, Britse drones wat nou gebruik word om siviele teikens in Rusland aan te val. Maar 'n baie interessante ding het gister gebeur en dis die feit dat daar 'n Amerikaanse C-17 vragvliegtuig in Moskou geland het. In 'n tyd waar die lande bietjie verhandig is teenoor mekaar en waar Amerika en Rusland nie saamstem oor hoe die oorlog in Oekraïne moet eindig nie, is dit interessant dat Ratcliffe, die hoof van die CIA, in Moskou geland het. Daar is wye spekulasie op hierdie stadium oor hoekom het dit gebeur. Party sê dit is Trump wat 'n ultimatum stuur aan Putin, ander sê nee, dit is die beplanning wat gedoen word vir verdere verhoogde optredes, ander sê dis waarskuwings oor kernwapens en geen duidelike rede vir die besoek, die skielike onaangekondigde besoek deur hierdie Amerikaners is aan die wêreld gegee nie van Amerika se kant af nie en ook nie van Rusland se kant af nie. So alles wat op hierdie stadium gelees word rakende daardie besoek is bloot nog net spekulasie. Maar dat daar iets aan die gebeur is, dit is so. Dat Rusland se rustigheid, verdraagsaamheid ten opsigte van die Britse en Europese steun aan Zelensky, veral nadat hulle die blueberry installasies begin aanval het, meer en meer siviele teikens wat siviele mense raak aangeval het, is Rusland se geduld aan die opraak. En dit kan baie maklik wees dat dit iets daarmee te doen het, want Rusland het nou by verskeie geleenthede oor die laaste 2 of 3 weke gesê dat hierdie situasie kan nie so aangaan nie en hulle sal moet optree teen hierdie lande wat hulle steun so aan Oekraïne gee en eintlik indirek die oorlog in Oekraïne aan die gang hou. Ons weet natuurlik dat die hoofoorsaak dat die oorlog nie in 2022 al beëindig was Boris Johnson se invlieg daar en Burham, die nuwe eerste minister van Brittanje, was klaar ook hierdie week alreeds in Kiev. Dis asof die Europese leiers tans oor hulle voete val om vir Zelensky te ondersteun. En die vraag bly my elke keer nog steeds staan, hoekom is daar so 'n dringendheid om Rusland te probeer vernietig? Die antwoord lê bloot daarin dat Putin en sy regering nie bereid is om die rol te speel
of saam te speel, of saam te stem, saam te doen met dit wat die geldmagte in die wêreld beoog om met die wêreld te doen nie. So daar is probleme aan die kom. Ons kan dink watter kante toe ons wil, maar dit is duidelik dat daar vorentoe 'n probleem gaan kom. Intussen hier op die tuisfront is die dinge baie rustiger, maar dit is vir my baie duidelik dat Amerika nie gaan opgee met Suid-Afrika nie. Ons sien dat daar 'n verlaging in uitvoere na Amerika is as gevolg van die tariewe. Ons sien verdere dreigemente van verhoogde tariewe optrede teen Suid-Afrika. En dit het niks te doen met Ernst Roet se 3000 kruise wat hy in Washington gaan plant nie, maar soos wat hy gemaak het in al die ander lande wat nie met hom saamstem nie, kan ons verwag dat in Suid-Afrika daar fisiese optrede ook gaan wees en nie net ekonomiese strafmaatreëls soos wat almal dink nie. Daar sal indirekte hulp van soorte wees om te verseker dat die ANC-regering tot 'n val gebring word. En daardie beplanning en dinge is aan die gang. En intussen is ons maar hier nog rustig op ons agtergeënte, staan ons terug, sit ons terug. En ek het hierdie prentjie wil ek vir julle wys. Dat mense nog kan stry oor die mees simpel goede, kan ek nie verstaan nie. Dat mense wat deel is van 'n bestaande plan en wat dink dis 'n goeie plan, word dan deur een ou so afgesit rondom veral die konvooileier situasie, en daarom het ek hierdie cut your nose to spite your face prentjie gemaak. Want nou sê daar die SBB lid daarso, bouer die konvooileier, want ek wil alles weet. Nou die alles weet is baie gevaarlik, nie net vir jou nie, maar vir almal van ons, maar spesifiek dan vir my. En as ek daar so agter staan daar SBB admin, wat sê I'm good, en dan bo die borgie wat sê kalm, is SBB se superpower. Kalmte is SBB se superpower. So ongeag jou ongelukkigheid met 'n konvooileier of wat ook al, regverdig dit nie jou optrede of jou aksie nie, want jy benadeel net jouself in die proses. In 'n wêreld waar daar heiliglik net donkerte op die horison is, en ver agter daai donkerte waarby ons eers sal moet verbygaan, sal daar weer 'n liggie wees van hoop en vorentoe en toekomsgerigtheid wees. Maar intussen moet ons aanvaar dat ons onsself so goed as moontlik voorberei. Cut your nose to spite your face. Omdat jy ongelukkig is met een persoon, nou bedank jy, of ek werk nie meer saam nie, ek wil nie meer saamwerk nie, ek wil nie met hierdie persoon saamgaan nie, maar in die proses benadeel jy jouself 100%. Niemand anders nie. Want ons krag, ons sterkte, lê juis in ons kalmte, in die stilte van weet wat gedoen moet word, en die wete wat ons nie moet doen nie. Dis juist daarin waar ons krag lê, en om elke probleem in kalmte en beredeneerdheid te benader. Moenie jou laat beïnvloed nie, want daar's elke ander organisasie in Suid-Afrika het hulle koneksies van die verkeerde mense se kant af. Daarvan moet julle baie seker wees. Kyk maar net weer 'n keer, en die van julle wat dit nog nie gesien het nie, gisteraand se Weermag stories program wat ek uitgesaai het, gisteraand op die Weermag stories kanaal, hier op hierdie kanaal, julle kan dit gaan opsoek, gaan kyk dit.
en gaan luister na die gesprekke wat gaan nie oor SBB nie, wat gaan oor groot probleme wat opgelos is onder direkte vuur en in oorlogstoestand. En onthou, dis die ouens, dis die manne, die kwaliteit en kaliber van mense wat SBB se noodplan gemaak het. Ek het nie op 'n goeie oggend net besluit dit hoe dit gaan werk nie. Dit was deeglik beplan en deeglik uiteengesit en daarom is daar by my en ander seniors van ons geen twyfel oor wat is die enigste kanse op oorlewing in 'n anargie-situasie nie. Maar daar is te veel mense wat chi en in die proses weer eens wil ek net sê, cut your nose to spite your face. Dis jy wat gaan uitdip, is jy wat van verloor op die ou einde van die dag. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en moenie vergeet om in te skakel vanaand om 7 uur by ons bosberaad nie, direk en regstreeks hier vanuit Appington. Mooi loop, lekker dag en hou kop bo water. Dink voordat jy simpel besluite neem. Dink voordat jy impulsief is. Dink voordat jy jou deur 'n ander verontregte persoon laat probeer beïndruk of beïnvloed. Want daar is net een rigting. Dis vorentoe. En vorentoe is nie terug na 'n gesprekstafel nie. Dis vorentoe vir dit wat op pad is hier in Suid-Afrika. Mooi loop.